Ek wil vanmôre verder gaan. Ek is besig met 'n reeks oor goddelike seën. En 3 weke terug het ek gepraat oor God die verborge manna, wat as jy die was, jy onthou was, het ek gepraat oor krypto wat verborge beteken. Die week daarna het ek gepraat oor God trek nie voor nie, en jy kan nie God se seën, kan jy nie verwag as jy dink God is nie regverdig nie. Laasweek, as jy laasweek was, het ek gepraat oor God se plek. God het 'n plek. En Abraham moes na die berg Moria, na die plek toe beweeg. Vandag gaan ek praat God se tyd. God se seën, goddelike tydsberekening. Daar's goddelike tydsberekening vir God se seën. Jy sien, it's not only the right place, it's also the right time. Wie weet dat jy kan op die verkeerde plek wees, op die verkeerde tyd, dan kan dit skade bring, maar jy kan op die regte plek wees, die verkeerde tyd, kan dit ook skade bring. Dis amper soos van die films wat jy kyk, van hierdie ouens wat verlief raak met mekaar, en dan ewe skielik is hy op die regte plek en die regte tyd, en dan is dit love at first sight. Wie weet, dit werk nie altyd so nie. Nou, God se goddelike tydstabel. God het 'n goddelike tydstabel, en sy tydstabel is ver bokant wat ek en jy kan sien, of hoop, of dink, of vra. Sy tyd is altyd die regte tyd. Wie weet dit? Weet jy, die dag toe ek my vrou ontmoet het, was dit die regte tyd. As ek haar vroeër moes ontmoet het, sou sy my dalk gelos het. Is dit waar? Dalk sou sy by mekaar gekom het, want daar's 'n tydsberekening wat die Here in beide man en vrou werk, om jou voor te berei vir die regte seisoen in jou lewe. Nou, die woord sê in Prediker 3 vers 1, alles het sy bepaalde uur. Alles het sy bepaalde uur. En vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Alles het sy bepaalde uur. Nou wil ek sê, as jy nou al ooit in jou lewe koek gebak het, is daar iets interessant met koekbak. Ek weet nie van julle nie, maar ek het al agtergekom, 'n oond werk nie soos jy hom stel nie. Of die koek bly rou, somtyds, of hy word te gaar. Wie het dit al ontdek? En albei is 'n frustrasie. Albei is as jy hom so uithaal en sê hulle 20 minute, en na 20 minute haal jy hom uit, en dan sal hy mooi lyk. Haal jy hom na 20 minute uit, dan vat jy jou vurk en jy druk hom so in die koek in, en as jy hom so uithaal, dan sy nog nie reg nie, kom ons stel dit so. En dan is jy bietjie frustreerd, dan druk jy hom nou terug, en jy maak hom so bietjie warmer, nee. En dan wag jy 2-3 minute en raai wat, dan verbrand jy die hele ding. Met wie dit al gebeur? Nou weet jy wat, net so, om 'n koek reg te kry, moet hy die regte tyd in die oond wees, met die regte temperatuur. Is dit waar? Nou God het ook die regte tyd. Selfs toe Jesus op aarde gekom het, was dit die regte tyd gewees. Jy sien die woord sê in Galasiërs 4:4, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Maar toe die volheid van tyd, die tyd het vol geword, sodat Jesus op die regte tyd aarde toe kon kom. As Jesus 'n jaar of 10 vroeër aarde toe gekom het, sou dit nie reg gewees het nie. Hy het op die regte tyd aarde toe gekom. Nou as Jesus op die regte tyd aarde toe gekom het, wil ek vandag sê, jy het ook op die regte tyd aarde toe gekom. Jy was nie maar net 'n verskoning wat op die aarde geval het nie. Jy was inteendeel presies op die regte tyd, die regte dag, die regte uur, en ek wil sê in die regte era is ons gebore. Nou as jy dit verstaan, dan verstaan jy, God mors nie tyd nie, want hy is die skepper van tyd. Jy sien nog altyd dat ons wil goed forceer. Wie weet, ons wil goed forceer in ons tyd in. Wie dit al probeer doen? Wie het al agtergekom het werk nie?
God se tyd is die regte tyd. Selfs die volk Israel het dit probeer doen. Hulle kom in Handelinge 1 vers 7, dan sê die woord van die Here, en hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het. En dan sê hy vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Maar vers 6 sê hulle, Here, wanneer gaan U kom om die koninkryk van Israel weer te herstel? Jesus, wanneer gaan U kom om weer Israel in sy volheid te herstel? Dan sê hy, dit kom julle nie toe om die tyd te kan beheer nie. Dit kom julle nie toe om dit te doen nie, of dit te kan beheer, of die tye of geleenthede te bepaal nie. Maar, meer belangrik as die tyd wanneer die koninkryk van God herstel word, is julle sal krag ontvang. Wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die aarde. Wat eintlik vir hulle sê is, dit wat ek oor moet bekommerd wees, los dit vir my. Dit wat jy moet doen, doen jy dit. Gaan wees jy die krag van God in die wêreld daar buite, deur die krag van die Heilige Gees. Nou weet jy, baie keer doen ons dit. Ons wil baie keer die Here se goed vat, en ons wil die Here in 'n proses indruk, of in ons tydsvlak indruk. Het julle dit al gesien wat doen mense? Sê, Here, moet ek nou hierdie werk vat? Kom ons kyk gaga. Toe hulle dit hoor, was hulle verheug. Ja, ek moet seker nou die werk vat. Wie het al dit gedoen? Maar weet jy, baie keer dan kry jy nie die regte antwoord nie. En dis gevaarlik. En weet jy, want baie keer wil ons nie hoor wat die Here sê. Partykeer wil ons nie stil word en sê, Here, laat U wil geskied. Laat U koninkryk kom. Laat U tyd in my lewe plaasvind. Want jy sien, die seën van die Here is gekoppel aan die plek van die Here en die tyd van die Here. En elkeen van ons moet dit verstaan, want as jy dit nie verstaan nie, jy sien, God is in die detail. En baie keer gaan hy nie die detail vir jou wys nie, want as hy die detail vir jou gaan wys, gaan baie van ons nie inskryf vir die kursus nie. Is dit waar? As die Here vir jou gaan sê presies wat gaan gebeur, en die Here sê presies wat sy optraandes en die aftraandes, gaan jy sê, Here, ek wil nie hierdie optraandes in my lewe hê nie. Want jy sien, die lewe moet daar wees om karakter in jou te bou en geloof. Daarom somtyds sal die Here goed nie onmiddellik toelaat nie, want hy's besig met twee goed, karakter en geloof in jou lewe. Nou daai twee goed gaan ontwikkel word deur die regte plek en deur tyd. Nou wie het al beleef dat die Here stel sekere goed uit, want hy's meer besig met jou karakter as wat hy besig is met die omstandighede. Is dit waar? En daarom, God is in die detail, maar hy gee nie altyd al die detail nie. Want hy weet, as hy al die detail gaan gee, gaan baie van ons nie inskryf vir die kursus nie. Nou Prediker 3 vers 11 sê, alles het hy mooi gemaak, op sy tyd. Daar is so 'n mooi lied wat hulle sing, He makes everything beautiful. Beautiful. Dis wat die Here gedoen het. Hy het alles mooi gemaak. Nou as Prediker 3 vers 11 sê, alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Wil ek sê, sy tyd is die regte tyd. Nou, God is nie haastig nie, wie weet dit? Nou, waarom is God nie haastig nie? Want God is buite tyd en ruimte. Dit meen, as ek en jy vandag kyk, wat bepaal vandag tyd in ons lewens? Is die son en die maan en die aarde en die draai van die aarde om die son en die maan, julle weet ons hoe tyd werk. En dis hoe tyd op aarde gemaak word. Maar God het nie tyd nodig, die son en die maan en die aarde nodig om tyd te bepaal nie. Hy is buite tyd en ruimte. Hy kom staan nie buite tyd en ruimte en hy kyk na tyd en ruimte. En hy sê vir tyd en ruimte, tyd, jy sal luister na my. Tyd, jy sal stil staan as ek sê, jy moet stil staan. En dit het in die woord van die Here gebeur. Toe Josua gekom het in het geveg, toe die Here tyd laat stil staan. Nou, die woord sê in 2 Petrus 3 vers 8, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie. Geliefdes,
dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en dit 1000 jaar soos een dag. Men die Here kan in 'n oomblik, kan 'n ding verander, of hy kan 'n ding los, om jou te ontwikkel, karakter en geloof in jou lewe te ontwikkel. Ek kry partykeer die beeld, die Here is besig met 'n stuk steak. En 'n steak wat mature is, moet jy so 'n bietjie los, en jy moet hom bietjie ryp laat word. Tot dan is hy lekker, dan is hy sag. Is dit waar? Nou is almal lus vir braaivleis. Nou God se tyd is nie altyd gemaklik nie. Hoor mooi, God se tyd is nie altyd gemaklik nie. As jy dink die Here gaan jou vat by 'n plek van gemak, en dan gaan jy ontwikkel by gemak, gaan sy tyd is, inteendeel, sy tyd is altyd die plek van ongemak. Dis iets soos 'n vrou wat swanger word. Nou, die eerste paar maande is alright, vir die meeste vrouens. En dan hierso by die 6de, 7de maand, dan begin die vrou so bietjie meer ongemaklik beweeg. Dan loop hulle nie, dan waggel hulle. Is dit waar? Maar dis 'n goeie waggel, dis 'n gesonde waggel, dis 'n goddelike waggel. En hierso by die 8ste maand, dan sê hulle almal, my termostaat het die gees gegee, is dit waar? En dan voel hulle baie ongemak. En die laaste maand, dan sê hulle, ek wens nou eintlik, die kleintjie kan kom. Ek wens nou eintlik, dan is dit asof daar amper 'n tipe van 'n irritasie is. En weet jy, ons mans kan dan regtig niks doen nie. Ons kan net sê, ag, ek dink aan jou, my vrou. Maar weet jy wat? As daai kleintjie kom, daai ongemak kom, en daai kleintjie kom, dan is die ongemak die moeite werd gewees. Is dit waar? Al die vrouens moet nou sê amen. Ek gaan worry as 'n man sê amen. Maar weet jy wat? As jy kyk na Maria en Josef se verhaal. Maria en Josef se verhaal, sy swanger. En sy swanger, maar daar gebeur 'n ding in die volk, dat hulle moet die mense tel. En almal moet teruggaan na die dorp waar hy gebore is. En dis eintlik 'n baie ongemaklike situasie vir haar. Nou moet sy gaan op 'n donkie en sy's hoogswanger. Kon hulle dit nie 8 maande terug gedoen het nie. Dink ek het sy gedink. Maar daai ongemak was eintlik God se tyd om jou te bring by die plek waar die redder van die wêreld gebore sou word. Ek meen net soos Jesus uit ongemak vir Maria en so vir Josef, want dit was ongemaklik. Hulle kon nie eens 'n plek kry waar hulle kon gebly het nie. Hulle moes in 'n stal gaan bly het. In 'n herberg was daar nie vir hulle gewees nie. Maar weet jy wat het gebeur? God het die ongemak, die regte tyd en die regte plek gebruik om die redder van die wêreld te bring. Nou weet jy wat? Dit gaan dieselfde wees met ons. Dit gaan dieselfde wees met jou. Daai plek van ongemak is eintlik die Here wat jou voorberei, dat jou karakter en jou geloof by die regte plek kan wees, sodat jy die belofte kan ontvang. Wie sê, Here, ek wil die belofte hê? Maak seker dat jy die tyd ook kan ontvang wat die Here gee. Daar gaan, en ek sê dit vandag, dit gaan soms voel vir jou, dat God se tyd is nie die regte tyd nie. Dit gaan soms vir jou voel dat die Here is te laat, soos 'n Lazarus, 4 dae te laat. Dit gaan soms voel, Here, ek kan nie meer nie. Weet jy, dis die ergste. Partykeer sê, Here, ek kan nie meer nie. Wie het al so gevoel? Maar dis wanneer jy swak is, dan sal jy sterk wees. Dis wanneer die Here al die eer kry. Jy sien, God se tyd breek skielik aan. Jesaja 60:22 sê, die kleinste sal 'n geslag word en die geringste 'n magtige nasie. Ek, die Here, sal dit op die regte tyd gou laat kom. Op die regte tyd sal hy dit wanneer laat kom? Gou laat kom. Nou weet jy, as ons goed begin prematuur regdruk, dan stap ons dalk in goed in wat God nie vir ons gegee het nie. En dit bring skade. God se tyd is net so belangrik soos God se plek. En dis waar die seën van die Here lê. Nou as ons dink aan Jerigo se mure, hulle moes vertrou het. Hulle moes vertrou het dat op die regte tyd, toe die Here gesê het,
op die laaste dag sal julle 7 keer omloop, en dan sal julle die Here begin aanbid. Hulle het nie geweet wat gaan gebeur nie. Daar was nie 'n manual gewees. Hier is die manual, die 7de keer gaan julle omstap, julle gaan die Here begin aanbid, dan gaan die mure in mekaar val. Die Here het net vir hulle genoeg gesê, sodat hulle moet bly vertrou. Nou God se tyd, hy sê net genoeg, sodat jy moet bly vertrou. Of sodat jy nie uit die kursus moet klim nie. Ek meen, baie keer verstaan ons nie, maar God se tyd is die regte tyd. Amen. Dis soos die laaitie wat kom, hy kom by die skool en hulle het godsdienstperiode, en toe hulle by godsdienstperiode kom, toe vertel hulle van Jerigo se mure wat geval is. En die laaitie steek sy hand op en hy sê, juffrou, ek het nie die mure gebreek en gesteel nie. En toe worry die juffrou nou baie, want die ouetjie ken nie die Bybel nie. En hy roep toe die ouers in. Hy sê vir die pa, hoorie, meneer, ons is bekommerd oor jou seun. Jy weet, ons is in 'n Christelike land, maar hy ken nie die Bybel nie. Hy weet nie van die mure wat geval het. En die pa haak af, hy sê, wel as hy gesê het, hy het nie die mure gesteel en gebreek nie, dan het hy nie, ek glo hom. En die pa gaan toe die volgende dag, gaan hy toe en hy gaan winkels toe en hy kom so by die winkel aan en hier kom die skoolhoof aan en die skoolhoof kom by en sê, meneer, ek het gehoor wat gister in die klas gebeur het van jou seun met die muur en so, en die pa haak af, weet jy, ek het 'n rekening by die naaste hardeware winkel oopgemaak, hulle sal bakstene gaan aflewer sodat daai muur oorgebou kan word. Nou weet jy, as jy so 'n idee het oor God, en jy wil beheer vat, en ek vertel die storie, want baie keer wil ons net soos hierdie storie, beheer vat oor God se tyd in ons lewens. Dit is nou 'n grappie, maar weet jy wat, ons kan nie God se droom en God se wil in ons lewe ryp druk nie. Ons kan nie 'n klomp bakstene gaan kry, en nou die Jerigo se mure oorbou, en nou 'n paar goed doen, en uit ons eie krag. Weet jy wat, partykeer is die mees frustrerendste ding in ons lewens, om te wag. Is dit waar? En jy kan niks doen nie, want jy weet, net God kan dit doen. En daarom gaan jy geloof leer in daai tydperk. Nou hierdie 5 goed, om God se regte tyd voor te wag, om nie onnodige detail, en baie mense sal nie beweeg nie, want hulle wil eers die volle prentjie sien. Dit gaan nie gebeur nie. Wie weet, daai onnodige detail is nie vir jou nie, dis vir die Here. Hy sal die detail hanteer, dis nie jou werk nie. Om nie haastig te raak nie, om te wag op die Here. Om sy tyd is nie altyd gemaklik nie, maar dis die regte tyd. En as die Here deurkom, is dit vinnig. En dis hoe die Here werk. En weet jy, dis so belangrik as ons dit verstaan. En dit is wat met Esther gebeur het. Esther was op 'n plek gewees. Eerstens het die Here vir haar deurgekom. Sy het toe koningin van die land geword, van die land Mede en Perse geword. En terwyl sy koningin word van hierdie land, en het sy regtig aansien gehad by die koning. Die woord sê, hy het meer van haar gehou as al die ander vrouens. Ek meen, wat vir jou wys, nadat sy vorige vrou van hom verwyder is, omdat sy nie gehoorsaam was nie, het hy so baie van Esther gehou. Hy het gedink, sy is die beste ding wat nog ooit met haar gebeur het. Nou wil elke man en elke vrou nie dit sê van hulle man of hulle vrou nie, is dit nie waar nie. En dis wat sy beleef het. Maar sy het die hart van die koning gehad. Hoor mooi, sy het die hart van die koning gehad, maar haar krisis was groter as dit. Want ons almal ken wat gebeur het is, dat Haman het gekom, en Haman wou al die Jode doodmaak, en sy moes toe op die regte tyd met die koning praat. Op die regte tyd moet sy beweeg het, want as sy op verkeerde tyd beweeg het, kon hulle haar doodmaak. En die woord sê, in Esther 5 vers 1, op die 3de dag het Esther haar koninklik aangetrek, en gaan staan in die binneste voorhof van die paleis van die koning, teenoor die saal van die koning, terwyl die koning op sy koninklike troon sit,
in die koninklike saal teenoor die ingang van die saal. En net toe die koningin Ester in die voorhoof sien staan, sy was op die regte tyd daar, die tyd toe die koning haar sien staan het sy genade in sy oë gevind, en die koning het die goue scepter wat in sy hand was na Ester uitgesteek, en hy het die scepter gewys, en toe hy die scepter na haar wys, toe kon sy na hom toe nader, en Ester het nader gekom, en die punt van die scepter geraak, toe sê die koning vir haar, wat wil jy hê, koningin Ester, of wat is jou versoek, al was dit ook die helfte van die koninkryk, dit sal jou gegee word. Sy moes op die regte tyd op die regte plek wees, vir die koning om haar te sien. Sy was in die voorhoof gewees, op die regte tyd. En partykeer moet jy op 'n plek wees wat ongemaklik is. Partykeer sê jy, maar ek wil na die koning toe stap. Nee, jy kan nie. Jy kan nie, want jy sal doodgemaak word. Want as jy gestap het sonder die koning jou geroep het, kon hy jou doodmaak. En weet jy wat sê die woord? Toe wys hy die scepter na. Weet jy, 2000 jaar terug, toe het Jesus Christus op die kruis gesterf, en hy het die scepter van geregtigheid na my en jou gewys, en gesê, ons kan nou met vrymoedigheid na die troonkamer van genade gaan. Die scepter is na ons gewys. Daarom hoef ek en jy nie te vrees nie, want die woord sê in Hebreërs 1 vers 8, maar van die seun, u troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. Daai regverdige scepter wys die Here na ons toe. En Hebreërs 4 vers 16 sê, ons kan nou met vrymoedigheid instap. Weet jy eintlik wat sê die Here? Hy gaan nooit weer op 'n plek kom dat hy ons wil straf nie. Hy wys die scepter na ons. Al wat ons moet doen, ons moet na hom toe beweeg. Dink net hoe erg was dit vir Ester gewees. As die koning nie gesê het sy mag kom nie, kon sy nie beweeg nie. En haar hele volk, al die Jode, dit sal 'n genocide gewees het. Hulle doen dit vandag nog, wil hulle die Jode doodmaak. Maar Haman wou almal doodgemaak het. Dit sou 'n massamoord gewees het. Maar omdat sy op die regte tyd by die regte plek was, het sy genade in die koning se oë gevind. Nou weet jy wat, ek en jy dieselfde. Partykeer moet ons net by die regte plek op die regte tyd wees. En as ons dit doen, dan gaan ons genade in die hand van die Here vind, en ons gaan die seën van die Here beleef. Weet jy wat ek sien in my gees? Is baie mense het te vroeg opgegee. Baie mense het net voor hulle deurbraak, het hulle te vroeg opgegee. Jy sien, baie keer wil die Here vir ons, wil die Here vir jou daai besigheid gee, of daai werk gee, of net die Here wil vir jou daai man of daai vrou gee, maar jy het net te vroeg opgegee. Jy het net gesê, sorry, dis nie vir my nie. En daarom het jy weggestap, net te vroeg. En ek wil vandag sê, as jy 'n woord van die Here het, moenie opgee nie. Gaan staan totdat die Here vir jou deurkom, en moenie moedeloos raak nie, want die regte tyd en die regte plek sal by mekaar kom. Jy sien, God se seën lê op daai twee goed vasgemaak. Die regte plek, die regte tyd bring vir jou geloof, en dit bring vir jou karakter. Nou Ester 8 vers 2 sê, en die koning het sy seelring uitgetrek, wat hy van Haman afgeneem het, en dit aan Mordegai gegee, en Ester het Mordegai aangestel oor die huis van Haman. Nou Haman was die visiepresident van die land, maar toe het hy gekom, en ons weet almal, hy wou die Jode doodmaak, maar God het gekom, bonatuurlik, deur Ester, omdat sy gevas het, op die regte plek was, op die regte tyd was, het die Here vir hulle deurgekom, en die Here kom, en hy kom doen 'n nuwe ding, hy kom gee vir hom 'n ring, 'n seelring, en nou hierdie seelring het jou mag gegee, en autoriteit gegee, sodat Mordegai, nou die visiepresident, die seel kon vat, en hy kon enige ding wat op sy hart is, kon hy in die koninkryk, kon hy beveel. Nou weet jy wat, Jesus het 2000 jaar terug vir ons 'n seelring gegee. En daai seelring het vir ons autoriteit gegee, sodat ek en jy vandag gesag kan hê. Maar weet jy wat, die Here sê, ons moet net
vashang op die regte plek wees en die regte tyd. Baie mense het teruggeval. Baie mense het net voor hulle grootste deurbraak gekom het hulle gesê die Here bestaan nie en hulle het teruggeval en hulle het weer oorbegin. Weet jy, baie keer jy gaan nie druip by die Here nie. Daar's nie iets soos druip nie. Daar's net iets soos En jy gaan dalk weer moet oorbegin. En jy gaan oor die pad met die Here moet stap. En die Here sê vandag vir jou, dat moet nie opgee nie. Want die Here se tyd is die regte tyd en dit sal vir jou deurkom. Jy sien, as ons dit begin te verstaan, dan gaan ons verstaan dat as daar een ding is wat ek leer met God se tyd, is hy begin karakter in my lewe bou. En geloof. Nou ek is een van die mense wat ek glo jy moet eerlik wees met die Here en met jouself. Jy kry predikers, hy sê, wat die volgende stelling sê, hulle sal sê, you fake it until you make it. Ek dink, jy lieg vir jouself, jy lieg vir die Here en jy lieg vir mense. Jy moet staan en eerlik wees waar jy is. Jy moet staan en eerlik sê, Here, maar ek het nie die geloof nou nie. Maar Here, kom my ongelooftige hulp. Here, help my, ek weet U wil 'n deurbraak gee. Maar Here, in my menslike krag kan ek dit doen nie, ek het U nodig. En dis presies wat Esther gedoen het. Sy het gaan staan in die voorhoof van die koning en sy het gesê, ek kan dit nie doen nie, maar Here, U kan dit doen. Sy het gaan vas en die Here gesoek vir 3 dae. En na 3 dae het die koning gesê en die scepter uitgesteek. Die Here sal sy scepter uitsteek vir mense wat eerlik is. Moenie fake until you make it nie. Dit werk nie. Want jy sien die woord sê ook in Matteus 21:28 praat van die gelykenis van die 2 seuns. Die eerste seun het ingegaan, maar hy het toe nie aangegaan, hy het toe onttrek. Die tweede seun het gesê nee, ek gaan nie ingaan nie. Maar later het hy gesê, okay, goed, nou sal ek in die wingerd gaan. Nou wie was die grootste? Die eerste of die tweede? Die woord sê die tweede, want hy het ingegaan en hy het gaan werk in die wingerd. Nou waarom die Here dit wil sê vandag vir ons is, partykeer moet jy die koste bereken, partykeer moet jy, voordat jy die huis bou, moet jy die koste bereken, en die koste het niks te doen met ander mense nie, dit het te doen met jou as mens. En in die tyd wat goed nog nie gebeur het, is God met jou besig om jou karakter en jou geloof reg te kry. Ek glo die Here wil my seën, wie glo dit saam met my? Wie glo die Here wil jou seën? Maar weet jy wat, die Here se droom is so groot, dat jy kan dit nie waarmaak in jou eie krag nie. Daarom is daar iets wat in tyd gebeur. Tyd maak, dat ek en jy op 'n punt kom, dat ons sê, ek sterf vir myself, maar die Here moet deur my begin te werk. Ek kan dit nie doen nie, maar God moet dit deur my doen. En dis wat die Here vandag wil sê, moenie God se tydperk van ontwikkeling onderskat nie, hoor. Daai baas, wat dit vir jou moeilik maak somtyds. Hy's dalk net meer in die wil van die Here as wat jy dink. Daai wat jy voel, ek word nie raak gesien nie. Wie het al gevoel, jy doen jou beste en niemand sien dit raak nie. Wie het al so gevoel, maar in God se tyd is hy die een wat aanstel en die een wat verhoog. God stel aan en God verhoog. In 'n oomblik kan die Here alles verander. En skielik kan sy tyd God se tyd word. Ek hoor vanmôre die Here sê, is mense hier, jou frustrasie is besig om jou onder te kry. Want jy vra een vraag, nou hoe lank nog? Wie het al dit gevra? Here, hoor U my nou nie meer nie? Here, is ek nie meer op U adreslys te vind nie? Is my naam gedelete van die adreslys af? Partykeer voel ons so. Maar in daai tyd is die Here eintlik besig met die mees belangrikste ding in jou en my lewe. Hy's besig om ons te kry by 'n plek dat wanneer die deurbraak kom, ons nie hoogmoedig raak nie. Wat is meer gevaarlik as die feit dat die Here nog nie deurgekom het nie? Meer gevaarlik as dit is iemand wat te vinnig die droom van God kry. En hy gaan in hoogmoed in. Want hoogmoed kom net tot 'n val.
Daarom is die Here besig met karakter. Die Here is besig met geloof. Die Here is besig om jou te kry by 'n plek wanneer die deurbraak kom, sê jy. As iemand kom en sê, jy het nou iets goeds gedoen, weet jy wat doen jy dan? Jou eerste ding, dis net die Here. Kom ons gee net die Here die eer. Dis net die Here. Ek weet, dis net die Here. Ek ken myself. Ek ken my eie vermoë. Ek weet wat ek kan doen, maar dis net die Here. Kom ons gee net die Here die eer. Want jy weet waar jy vandaan kom. En jy weet waar jy nou is. Jy sien partykeer sal mense dans en hulle sal juig. En hulle sal die Here aanbid en sal die ander mense hulle so kyk soos Dawid gedans het voor die ark uit met sy klere amper half sy bokleed uit. En hy het gedans en Milkal het vir hom gekyk en sê, hoor, dis nie jou 'n koning moet optree nie. Sy vrou sê, nee man, jy moet mos nou soos 'n koning lyk. Jy kom ons nou nie met half naakie rond dans en die Here aanbid nie. En Dawid sê, I will get even more undignified than this. Waarom? Want hy weet waar die Here hom van gebring het. As jy weet deur wat die Here jou gebring het, gaan jy nie omgee wat mense van jou dink nie. Jy gaan omgee wat die Here van jou sê. Maar tyd doen dit. Tyd het die vermoë om daai inhibisies van jou af te laat val wat mense van jou dink. Tyd het die vermoë om jou te kry by 'n plek dat jy kan sê, turn your eyes upon Jesus and look full to his wonderful face. Tyd het die vermoë om jou fokus reg te kry. Nou vandag wil ek vir jou sê, jy sit vandag hierso en jy voel dalk wat in jou lewe gebeur is tydmors. Wie het al dit gevoel? Here, dis mos nou tydmors. Ons kon mos nou al die storie lankal uitsorteer het. Maar dis nie tydmors nie. Dis God se tyd op die regte tyd om jou te seën sodat daai seën kan staande bly vir 'n volgende generasie. Ek wil afsluit. Dawid roep die Here en die Here sê vir Dawid hy moet koning word, maar Dawid se grootste begeerte was om vir die Here 'n huis te bou. Hy wou vir die Here so graag 'n huis bou, so graag 'n tempel bou, maar die Here sê toe vir hom, Dawid, jy mag nie vir my 'n huis bou nie. Jou seun sal vir my 'n huis bou. Nou weet jy, die dag as die Here so iets vir jou sê, jou begeerte is dit, maar jy gaan dit nie doen nie, want jy het te veel bloed op jou hande, maar jou seun sal dit doen. Nou Dawid kon net daar hom gewip het en sê, Here, ek het nou alles vir u gegee, en nou mag ek nie vir u 'n huis bou nie. Weet jy wat doen Dawid? As hy nie iets kry in die tyd wat die Here bepaal op sy tyd nie, of kom ek stel, sy tyd, is nie God se tyd nie, en hy kan nie in sy tyd, want die Here sê, in jou tyd gaan jy nie 'n tempel bou nie. Hy kon gesê, Here, ek gaan nou nie meer koning wees nie, ek wil vir u 'n tempel bou. Nee, dis nie wat hy doen nie. Hy sê, goed Here, wat is die second best? Die second best is, hy gaan maak toe goed by mekaar. Hy gaan maak bakstene by mekaar, hy gaan maak hout by mekaar, en die woord sê, hy het genoeg, ek wil sê, boumateriaal by mekaar gemaak, sodat sy seun Salomo die tempel kan bou, en hy niks hoef te doen nie. Nou wie is groter, Salomo of Dawid? Want Dawid het sy wil neergelê. En Dawid was bereid om in tyd te doen wat hy kon, sodat die volgende generasie die seën kan kry. As jy wil doen wat die Here sê, God is 'n generasie God. En vandag as God dink oor tyd, dink hy nie net een generasie nie. Hy dink aan 'n volgende generasie. En daarom moet jy verstaan, jou beeld is nie sy beeld nie. Jy moet nou doen wat hy sê, in tyd nou. Dalk lê jy die fondasie vir jou kinders en kinders se kinders. En daarom moet ons vanmôre tyd verstaan. God is nie haastig nie. 'n jaar is soos 'n dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar is soos 'n dag. Die Here is nie haastig nie. Hy's meer betrokke in jou karakter en jou te vorm sodat die volgende generasie beïnvloed kan word. Amen. God is a generational God. Daarom is daar geslagsregisters. Die geslagsregister sê dit eintlik vir ons so mooi. Die geslagsregister sê die vader van Abraham, Isak en Jakob en tot by Maria en van Maria af reg deur tot aan ek en jy vandag, wat die seuns en dogters van God is.
Daarom wil ek vandag sê, moet nie net God se tyd, moenie God se timing mis in jou lewe nie. Ek het nou al gehoor, hoe klink 'n kar wat se timing nie reg is nie. Wie het dit al gehoor? Partykeer backfire hy. Dan val almal plat en dink hulle is oorlog. Is dit waar? Moenie laat jou timing backfire. Sê Here, my tyd moet U tyd word. Gee my geduld, sodat ek kan stap in die seën van die Here. Wie glo die Here wil hom seën? Amen. Wie glo ek moet my wil neerlê en my tydskedule neerlê? My tydskedule is nie God se tydskedule nie. Dis moeilik. Maar weet jy, as ons dit kan doen, gaan ons die seën van die Here hê in ons lewe sien. As ons dit kan doen, dan gaan ons altyd wen. Waarom gaan ons wen? Want die Here gaan vir ons op die regte tyd deurkom. Amen. Nou die seuns van Issachar, sê die woord, kon die tekens van die tye lees. Daar's 'n tyd om te veg, daar's 'n tyd om te vlug en daar's 'n tyd om te staan. Ons moet die tekens van die tye kan lees. Daar's 'n tyd om net te staan op die wil van die Here, al sien jy niks nie. En dit is frustrerend, want jou begeertes is, Here, U moes al lankal deurgekom het. Maar die Here sê, staan. En in die staan sal die oorwinning kom. Amen. Amen. Ek voel net vanmôre, die Here sê, Sjaal, terwyl ek voorberei, sê die Here vir my, bid vir mense vir geduld. Die Engels is eintlik 'n ander, sê dit anders, die Engels praat nie van geduld nie. Die Engels praat van long suffering. Dis dalk vir my 'n meer duidelike, ek wil sê amper verduideliking, because it's sometimes suffering, but it's a good suffering, because that good suffering will bring you at God's place. Amen. Want as jy nie deur dit gaan nie, gaan dit jou verwoes. En kom ons vra vir die Here, Here, bring my by die plek, dat die tyd van die Here, die seën van God sal losmaak in my lewe. Amen. Kom ons maak ons oop en ons bid saam. Vader, ek wil vanmôre vir elkeen bid wat hier is, Here. Ek weet daar sekere beloftes en sekere drome wat in ons almal se lewens is wat gespreek is, profetiese woorde, maar dit het nog nie gebeur nie. En ek wil vra, Here, dat ons dit nie sal aborteer omdat ons nie meer daarin glo nie, of selfs omdat ons voel dit is nie waar gewees nie. Maar Here, ek wil vra, Here, dat U ons die geduld sal gee. Here, dat ons die vermoë sal hê om te staan op die woord van die Here, om nie op te gee nie, Here. Die woord is baie duidelik, Here. Die regverdige sal staan, Here. The name of the Lord is a great tower, and the righteous run into it, and they shall be saved. Hulle sal gered word, omdat hulle staan op die Here, en hulle hardloop in die Here se teenwoordigheid in, en hulle vind hulle vreugde by die Here. En Here, ons wil staan op die woord van die Here. Want ons weet, as ons staan op die woord van die Here, al maak dit nie sin nie, al maak nie in tyd, in kronos tyd sin nie, Here, weet ons, Here, U tyd sal aanbreek, Here. U tyd, Here, waar alles vir ons gaan sin maak, Here, waarom ons moet wag, sal sin maak, Here. En ek bid, Here, dat ons nie sal opgee nie. Ek bid dat ons nie sal moedeloos raak nie. Ek bid, Here, dat ons nie sal terugdraai soos Lot se vrou nie, Here. Maar dat ons sal vorentoe gaan en staan en doen wat die Here sê. Al is dit hoe moeilik, Here. Al gebeur dit nog nie in tyd nie, Here. Maar dat ons op U tyd sal wag, Here. En ek dank U vir die seën van die Here maak ryk. Maar die seën van die Here is die tyd van die Here. Die seën van die Here is die tyd van die Here. Dis nie kronos tyd nie, Here. Dis U rema geopenbaarde tyd wat U aan ons openbaar op die regte tyd in die regte oomblik, Here. En Vader, vandag wil ek bid dat ons sal vashou aan U, Here. Dat ons U nie sal los en terugdeins en omdraai nie, Here. Want ons kan niks goeds verwag as ons terugdeins en omdraai en twyfel en sê, ek gaan nie meer aan nie. Here, maar ons wil wag op die tyd van die Here in ons lewe. Vader, hoeveel mense het prematuur en goed ingestap en het hulle vernietig, Here.
En hoeveel ander mense het net omgedraai en gesê, ek wil nie meer aangaan nie, en hulle het gemis, Here. Dit wat U wil doen. Die skatkamers van die hemele, wou hy oopmaak oor hulle, maar het omgedraai en weggeloop, soos Esau, omgedraai het en weggeloop het, en sy eerstgebore reg verkoop het, Here. Ons wil nie dit doen nie, Here. Ons wil wag tot op die regte tyd, Here. Dat U tyd ons tyd sal word, Here. Dat in tyd ons U tyd sal sien en die deurbraak sal sien. En ek dank U daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen. Amen.